28 Maart, skrander leerlinge in die skool van Christus. Moses het volhard soos hy wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die troon van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hebreërs 11 vers 27. Terwille van die eer van God en van die verlossing van sy onderdrukte volk, het Moses die eerbewyse van Egipte opgeoffer. Daarna het God sy opleiding in 'n besonderse sin onderneem. Hy moes nog leer om hom op die krag van God te verlaat. Hy het Gods doel verkeerd verstaan. Hy het verwag om Israel met wapengeweld te verlos. Hiervoor het hy alles gewaag en dit het hom misluk. Verlaat en teleurgesteld, het hy 'n vlugteling en banneling in 'n vreemde land geword. Waar dit geskyn het, asof hy van sy lewenssending geskei was, het hy die dissipline vir die vervulling daarvan ontvang. Hy moes die ondervinding opdoen om 'n getroue, verdraagsame herder van Israel te word. In die strenge eenvoud van die woestyn het Moses iets opgedoen wat deur die jare van sy arbeidsame en swaar belaste lewe met hom sou gaan. Hy was bewus van die persoonlike teenwoordigheid van God. In misverstand en wanvoorstelling, toe hy beskuldigings en beledigings moes verduur, toe hy met die dood gedreig is, was hy in staat om te volhard, soos een wat die onsienlike sien. Wat wysheid en onkreukbaarheid betref, oortref Moses al die konings en staatsmanne van die aarde. Hy was ruimhartig, edel, ewewigtig. Dit het hom aan niks ontbreek nie, en sy eienskappe was nie half ontwikkel nie. Hy kon sy medermense met welslae vermaan, omdat hy self 'n lewende toonbeeld was van wat 'n man kan vermag as God sy helper is. Hy het uit die hart gepraat, en dit het die hart bereik. Hy was 'n goedgeleerde man, en tog kon hy so eenvoudig soos 'n kind sy diep meegevoel bewys. Hy kon sy medemens se behoeftes instinkmatig insien. Van hom wat vir sy sagmoedigheid bekend is, sê Christus, hy kan vertrou word. Deur hom kan ek my aan die wêreld openbaar. Hy sal geen draad van selfsug in die weefsel inweef nie.